Dis weer tyd vir ons weeklikse kuiertjie hier by Olympus 24 uur dierehospitaal en spesialis verwysingspraktyk. En vandag gesels ons oor wanneer hondjies vergiftig word. En ek staan nou hier by Dr. Reinhard. Dr. Reinhard, baie dankie vir jou tyd vandag. Hey, dankie Elsa, en altyd lekker om julle hier so te hê. Goed, vertel ons net so 'n bietjie meer van jouself en wat presies jou rol hier behels. Dus ek het hierdie jaar Februarie hier so by Olympus 24 uur dierehospitaal begin werk. Voordat het ek vir 9 jaar my eie praktyk daar so in Carletonville gehad. My groot droom is maar om in chirurgie te spesialiseer en dit is so 'n geleentheid vir my oopgegaan om onder ons spesialis chirurg Dr. Hermine te werk. So hooplik kan hy droom waar word nie so. Nou, vergiftiging is 'n onderwerp wat die kykers nogal angstig kan maak. So wat is sommige van die mees algemene tipe vergiftigings? Die meeste van die algemeenste vergiftigings wat ons hierso sien is, ons kry beteken dat die honde van die eienaar se medikasie in die hande kry, of dat hulle, deesdae sien ons honde wat met dagga vergiftig is. Dat het so weke wat terug hond gekry wat alkoholvergiftiging gekry het, wat 'n bottel alkohol in die hande gekry het. Dan rottegif, die een wat bloeding veroorsaak. So baie keer dink die mense as jou hond na 'n dag reg is na die rottegif eet, alles is okay, maar dit is nie so nie, want die hond begin gewoonlik eers tekens wys 3 tot 5 dae na die tyd. Die mees algemeenste vergiftiging by my opinie wat ons in Suid-Afrika sien is two-step vergiftiging. Die aktiewe bestanddeel van two-step is aldicarb. Dis regtig nie ligte boeremusiek nie. Hierdie vergiftiging is baie erg. Die honde wat met two-step vergiftiging is, gaan regtig deur 'n baie wrede dood. Dit is regtig baie erg om te sien. En selfs die honde wat die vergiftiging oorleef, gaan deur hel om dit te kan oorleef. So hoe word so iets gediagnoseer en behandel? Okay, so wat two-step doen is dit inhibeer asetilcholinesterase. Asetilcholinesterase is verantwoordelik om asetilcholien by die reseptorsinapse te verwyder. So hierdie dier het 'n oormaat asetilcholinstimulasie. Dis 'n vinnige aanvang van die hond gooi op, diarree, die hond kwyl, hulle begin in asemnood gaan, party honde begin konvulsies kry, en dan kry hulle ook spiertremors, so as mens na hulle vel kyk en lyk dit amper soos mure wat so onder die vel beweeg, so daai spiertremors gebeur. So as jy hier inkom, dan gee ons atropine so gou as moontlik. Het al gevalle gehad met mense omtrent 'n hond wat begin met konvulsies amper binne 30 minute weer amper kan normaal laat lyk. Baie belangrik is, ons gee ook iets soos apomorfine om jou hond te laat opgooi, sodat daai gif wat nog in die maag is nie verder geabsorbeer kan word nie. Ons hou dan ook die troeteldier hier so op drip, en baie mense voel as die hondjie dan dieselfde dag reg is dat mense hom wil huis toe vat, maar die ding is, daar's komplikasies ook van die gif. So omtrent 12 ure daarna het ek al gesien, dan begin die hond crash. Dan behandel mense hulle beteken tot 4 tot 5 dae nog daarna. En dan komplikasies wat ook kan gebeur nadat hulle vergiftig is goed soos pankreatitis. So dis belangrik as die dier behandel word, dat mense nie net atropine gee en die dier huis toe vat. Dit is belangrik dat hy gemonitor word vir 'n paar dae in die hospitaal. So wat kan ons kykers by die huis doen wanneer hulle vermoed dat hulle hond moontlik vergiftig is? Dit is baie belangrik, ons moet kyk hoekom hierdie diere vergiftig is. Hulle word vergiftig want iemand wil inbreek. So eerstens kyk jy dat jou familie veilig is. As dit dan veilig is dit belangrik om die ander troeteldiere wat in die huis is toe te maak, want wat hierdie misdadigers doen is, hulle sal dit in kos meng en dan gooi hulle dit deur die hele erf. So dit help jy vat jou hond vers toe as jy by die huis kom, as die ander 4 ook vergiftig. So maak jy jou ander honde in die huis toe. Dan ook belangrik, die erf moet skoon gemaak word, mooi gefyn kan word, kyk of daar kos rond lê wat nie daar moet wees nie. Two-step is so klein swart korreltjies, dit lyk so sesame seeds, so mens moet kyk vir dit. En dan ook daar waar die honde opgegooi het, is dit belangrik om haar opgooi skoon te maak. Dit is belangrik om self daar opgooi en die bakke en alles te was. So wat kan ons kykers doen om dit te voorkom, en is daar miskien medisyne wat hulle byderhand kan hou in die geval van nood? As mens iets soos activated charcoal by die huis het, kan mens dit so lank gee om van die gifstowwe te absorbeer. Soos ek sê, as mens by die huis die hond kan al indiseer om te braak. Ek weet daar is ook boodskappe wat die rondes doen van, ja, gee die hond net 'n eier en dan sê hy fyn, absoluut nonsens, jou hond moet by 'n veearts uitkom en behandel word. So gestel nou maar, die hond was by die veearts gewees, is 'n opvolgbesoek belangrik? Ons sou dit sterk voorstel. Al 'n paar weke nadat hulle nou mooi herstel het, dat ons bloede vat en kyk of die organe nie dalk seer gekry het nie. Daar's dieete wat mens kan doen om daardie organe te ondersteun. So, miskien net op 'n ligter noot en in jou professionele opinie, wat was dan die gevaarlikste dier op Noag se ark? Ja, party mense sal sê die leeu's was die gevaarlikste, die bere, maar in my persoonlike opinie, ek dink die houtkapper was die gevaarlikste op Noag se ark.
Nou maar Dr. Reinhardt, baie dankie vir die kundigheid, maar ook die vermaak, die gratis vermaak, ons waardeer. Sê baie dankie Elsa, baie dankie vir dat julle hier was. Nou maar daar het jy dit. Dis 'n baie ernstige onderwerp wat ons nou op 'n baie ligte noot afgesluit het, maar indien jy vermoed dat jou hond vergiftig is, maak seker jy bring hom of haar so gou as moontlik hierheen.